Hartlik goeiemôre aan u. Hier is baie welkom in die huis van die Here. Amen. Vanoggend, ja, pastoor Willem, hy open met gebed daar binne. Toe sê hy, mag u stil staan by elke persoon en by elke sy plek. Dis ook ons gebed, dat die woord wat sal uitgaan vanoggend, dat dit sal diep sny in jou hart, en dat dit sal posvat in jou hart, en dat dit sal groei in jou hart, sodat dit wat jou hart van vol is, jou mond sal veroorloof. Dis ons gebed vir julle vandag. Amen, amen, amen. Voor ons begin, wil ek pastoor Willem vra of ons die hoefte open, dankie pastoor Willem, die Here seën jou. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons vanmôre weer het om in die huis te mag wees. Amen. Here, dankie vir die Heilige Gees se teenwoordigheid nou hier saam met ons. Wat ons vanmôre verwagting het, Here, om deur die aangeraak te word, dat ons kan stil raak in ons harte, Here, en U toelaat dat U deur ons sal werk, Here, en met ons sal werk, Here. Ja. Dat as ons vanmôre hier uitgaan, dat ons as 'n veranderde mens hier sal uitgaan, Here, dat ons gesindheid sal verander het, maar dat daar geen benoudheid en bekommernis en seer sal wees nie. Want ons bring dit vanmôre alles na U toe. Seën hierdie diens, Here, seën vir pastoor Kiewit met die woord, Here, dat hy vanmôre sal spreek soos wat U dit op sy hart lê, Here. Raak hom aan, Here, met die salwing van God vanmôre. Amen. Ook so onder die lofsang en die aanbidding van die kinders vanmôre, dat ons vanmôre sal jubel uit ons hart uit, want ons staan vanmôre as oorwinnaars in Jesus. So dank ons U ook vir die liefde en die genade elke dag. Daar waar ons wegdwaal, Here, daar waar ons swak raak op ons pad, Here, dat U 'n God van genade is wat vir ons terugroep, Here. Dat ons gehoorsaam sal wees, seën ook die bediening van die nagmaal vanmôre. Amen. Dat as ons die brood en die sap ontvang, dat ons vir Jesus sal dankie sê, dat hy vir ons ingetree het, ons hemelse Vader. Seën elkeen vanmôre, seën die kinderwoordskool, Here. Daar waar die onderwyseresse, Here, verantwoordelikheid het, om hierdie kindertjies op te voed, in die wel en die weë van U, dat hulle sal groei, Here. Amen. En dan ook, Here, die roeping sal doen, wat U op hulle elkeen se lewens op 'n besondere manier sal hê. Vergewe ons se sonde so swak hier as mens. En dankie, Here, dat ons, Here, in U liefde mag bly wandel. Seën elkeen vanmôre ryklik, Here. Neem ons gedagtes weg van die wêreldse dinge. En wat ons vanmôre sal hoor, as U spreek deur die woord. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. En amen. Baie dankie. Ek kan net so sit, ons musiekspan gaan die heel eerste bedien met 'n pragtige lied, waarna ons sal voortgaan met die normale lofprys en aanbidding. Baie dankie.
Leer ons maar, ons ooit op aarde wees. Is dit wat u Heer om U te gee? Meer as sonde, meer as goud, al die blome, die stiere en die bouw. Meer as dit, so eindeloos veel meer. Was die prijs maar niet betaald weer. Aan de kruis, in de atmosfeer, in die stad, verworpen en daarin, Immanuel, is God met ons. Israel, en kent aan ons, meer as ooit. Immanuel, is God met ons. Israel, en kent aan ons, meer as ooit. Amen. Kom ons gee die Here. Amen. Kom ons staan en dan bring ons die Here verder lof en eer in die volgende lofsang. Baie dankie. Mag U geseën wees. Halleluja. Prys U naam. Ja. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Die blijdschap van die Heer is mijn beschutter. Die blijdschap van die Heer is mijn beschutter. Zijn blijdschap is mijn kracht, verwillen elke dag. Zijn blijdschap in zijn volheid ingrijpt mij. He's not a king, the storms will roll away. He's not a king, he's no longer in the grave. He's not a king, I can hear the angels say, let all rejoice in the light. Bigger than all my problems, bigger than all my cares. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all the shadows that fall across my path. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than my confusion, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Here I hold
Wie wat zijn is, wie wat zijn is. Als hij komt op mijn hand, wie wat zijn is. Wie wat zijn is voor mijn hand. Wie wat zijn is voor mijn hand. Ons verdien van God hij komt. Ek wil bid, almal, amen. Glo jy vandag die syne? Amen. Amen. Verseker, verseker. Halleluja. Prys hom daarvoor. Glory. Ja, halleluja. U is so getrou. You're faithful one Lord. Faithful. Kom ons sing dit van harte saam. Ja, halleluja. U altyd Here. U is wonderbaarlik U verheerlik. U is die groot ding is. Ja, ons het gesing you so good all the time. Dit is wie U is. You are so good all the time. En U sal altyd goed wees in die laaste. Dankie. You're my
I'll be lead me on, Lord, from temptation. Purify me from within. Oh, my heart, your love is take away all my sin. It is you, Lord, it is you, Lord, who came to save me, the heart and soul of every man. It is you, Lord, who knows my weakness, who gives me strength with thy command. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Oh, Lord, prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you, with thanksgiving. I'll be a living to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His blood He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God
sy bloed, reinig hy my met sy krag, heilig hy my aan God, al die eer vir die wonder wat hy doen. Kom sê dankie vir die bloed. Aan God, al die eer, aan God, al die eer, aan God, al die eer, vir die wonders wat hy doen. Met sy bloed, reinig hy met sy krag, heilig hy my aan God, al die eer, vir die wonders wat hy doen. Aan God, al die eer, aan God, al die eer, aan God, al die eer, vir die wonders wat hy doen. Met sy bloed, reinig hy my met sy krag, heilig hy my aan God, al die eer, vir die wonders wat hy doen. Ja, ons kan vanmôre met oortuiging ons moet sê, U bly die God van wonders. Amen. Die onveranderlike, die aanbidingwyse God, aan wie toe kom die eer en die heerlikheid tot. Die almagtige wat woon onder die lofsange van sy volk. Dis U wat ons vanmôre wil aanbid. Dis U aan wie ons eer wil toedig in hierdie môre. Dit is U wat ons wil nooi vanmôre as die eregas van ons teenwoordigheid vanmôre. Here, ons het daardie een koortjie gesing dat ons is 'n tempel van U, Here. Here, ons staan vanmôre met die oortuiging van ons gemoed en ons bely dit vanmôre, Here, dat ons behoort aan U vanmôre. Here, en enige iets wat nie van U is nie, wil ons vra, Here, dat U dit sal afsny vanmôre. Here, dat U ons gedagte gevange sal neem, Here. Dat U ons gehoorsaamheid sal roep, Here. En dat die gees van diepe slaap sal wyk in die naam van Jesus, Here. Dat die woord vars sal bly, want Matteus 13 sê as dit die woord nie verstaan nie, dan kom die vyand en hy steel die saad, Here. Ons vergeet dit wat ons gehoor het. En Here, laat dit vanmôre nie so wees dat die saad op dolle grond sal val nie, maar vrugbare grond sal val. Tot eer van U heilige en die soete naam van Jesus. En dan staan die daar voor Amen. Baie dankie, kan jy sit plek neem. Ek kan net voor ek gaan begin met my gedagte vir Rina geleentheid gee dat sy met ons van deel wat die afgelope tyd daar gebeur het. Sy gaan net daar agter staan. Gee gaan vra om mikrofoon gee. Kom ons luister hoe wonderbaar is God wat ek en jy doen. Ek moet sê vir vanmôre toe ek die eerste keer gaan sien daar in die ICU. Ek weet nie wie die hartslag vergehou ek moet sê nie, maar dit was vir my verskriklik gesig om te aanskou. En die Here het al mooi deurgedra. Ons dank die Here dat hy dit vir ons doen. Baie dankie vir die Here sien jy. Goeiemôre almal. En ek sien baie dankbaar dat ek hier kan staan vandag en kan getuig dat die Here altyd met ons is. Maak nie saak waar ons is en waarheen ons gaan nie. Dit wat met my gebeur, ja, dit is verwagting geweest. Ek is geslaan, ek is gewurg, was op my gespring, geskop. En ja, die uiterlike letsels is amper verby, maar die inwendige letsels is nog baie erg. Maar die Here het my beskerm, het my toegehou. Daar waar ek in daai pas bloed gelê, was die Here met my. Amen. Die vyand het gekom en hy wil my lewe neem.
maar die Here kan alleen lewe weer neem. Die vyand mag dit nie doen nie. En ek is die Here ewig dankbaar, want hy is nog steeds 'n God van wonders. Hy is getrou. En dis net om te sê dat maak nie saak waardeur ons gaan in die lewe nie. Hy is elke dag by jou. Hy dra jou, hy versterk jou en sy bloed beskerm jou. En ek wil vir elke hier wat sê dat vir my gebid het en nog steeds bid en my Here liefde julle omgee, dit alles het my opgedra tot my toe en dit dra my ook verder. En ek weet ek gaan heeltemal heel aan die kant uitkom. Amen. Hy bly die God van wonders. En as jy wonder hoe my groot is, wat hy jou gemaak met sy beeld, sy gelykenis. Dit is ook my God van wonders. Ek wil vra dat u my gaan blaai na die boek van 1 Samuel hoofstuk 15, vers 23. En ek gaan net een vers aanhaal in die 53 vertaling en dan gaan ek ook in die 83 vertaling aanhaal. En my tema vanmôre is my eie wil. As ek praat van my eie wil, dan praat ek van ek distansieer my van God se wil en sy opdrag wat hy my gegee het. Het ons daardie koor sing dat ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Toe kom die vraag by my op, is ek werklik waar die plek waar God regeer? Nou kom ons gaan lees wat sy vir ons. En dit is van Samuel wat vir Saul sê, al hier in hoofstuk 10 van 1 Samuel. Saul, gaan wag by Gilad, en daar sal ek jou kry, dan sal ons 'n offer aan die Here bring. En Saul kom toe op stadium wat hy dink, ja, maar hy gaan self dit doen, hy gaan nie nog wag vir Samuel om te kom. En dan gee die Here ook vir Samuel opdrag, sê vir Saul, hy moet aangaan en die balvloek tref. En dan self daarson, dan gaan nou weer die woord van die Here daar kom. Ignoreer Saul die opdrag. En dan kom die gesprek. Hy sê 1 Samuel 15 vers 23. En dit wat Samuel vir Saul sê. Wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêre. Nou kom ons dink 'n bietjie daaroor na. Wat is wederstrewigheid? Ek sal doen wat ek dink is reg. So eintlik by implikasie voorspel uit die toekoms. As ek dit doen, gaan dit en dit doen. Terwyl die groot sleutelwoord in die Bybel is, as dit God se wil is. So hy sê wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêre. En innigheid is afgoderry en beeldediens, omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. En dit is die sleutel. Omdat hy die woord van God verwerp het, God sy koningskap verwerp. Die 83 vertaling, weerspannigheid, waaroor omstandigheid, is net so erg soos die sonde van waarsêre. Eigensinnigheid, net so erg as die bedrog van afgoderry. Omdat jy die woord van die Here verwerp het ek jou as koning verwerp. Here gee dat ons vanmôre hierdie woord sal vat. En Here dat ons nie vanmôre sal sê, maar dit het nie toepassing op my nie. Here wat ons self vanmôre geestelik sal karteer, Here, en kyk waar is my tekortkominge. Dawid sê, weer soek my hart en kyk of daar ongeregtigheid is, Here. Here, so wil ek vra dat U vanmôre met elkeen van ons gaan doen. Here, dat ons onsself gaan ondersoek. Here, en kyk ons voor U staan, hoe lyk ons vanmôre? Ja, Here, ons weet ons is nie volmaak nie. Here, maar U kan vanmôre deur middel van U Gees aan ons openbaar ons tekortkominge vanmôre. Sodat ons nie U wil sal doen nie. En Here, dit gaan nie oor die mens vanmôre nie, maar dit gaan oor waarvoor U ons geskaap het, om die wil van U te doen terwyl ons op die aarde is. Here, maar soveel dinge wat ons besig hou, dat ons nie meer tyd kry om vir U die koninkryk uit te brei nie. Daarom vra ek, Here, seën hierdie woord, en daarom dan die titel ook, my eie wil. Here, laat ons vanmôre op 'n plek kom, dat ons wil sal onderwerp aan die Gees van God, wat in ons woon. Ons vra nie om verdien nie, maar die kosbare naam van Jesus.
En ons sê vir die dankie daarvoor, amen. Die naam Saul is interessant as ons gaan kyk wat beteken die naam Saul. Hy is van God afgebid en gevra. Anders Saul is nie sommer net nie. Dit was 'n behoefte wat by God geklaar is en God het voorsien in die behoefte. Hy het nie koningskap, Saul het ook nie die koningskap begeer nie, maar hy het dit net ontvang as gevolg van die feit dat die volk 'n koning wil gehad het. Nou laat ek net daar stil staan. Voordat Saul koning geword het, was dit 'n teokratiese bedeling. Julle wat die Bybelkollege was, sal weer waarvan ek praat. Dit beteken God, kratos beteken heerskappy. Met ander woorde, teokraties beteken God regeer. So ek en jy as ons kinders van God is en ons harte is rein vir God vanmôre en ons sê dat die Heilige Gees in ons woon, dan val ons onder die teokratiese bedeling en nie 'n demokratiese ding. Ons gaan nie saam met die groep nie, ons gaan wat God sê. So ek en jy sit vanmôre en ons moet vir onsself sê, ons is onder die teokratiese bedeling, ons is onder God se heerskappy. En julle die woord Angolian onthou, Angolian wat ons so 3 weke terug gepraat het, van die goeie boodskap. Die goeie boodskap dat hy vir ons sterk opgestaan het, en hy vir ons in ons harte kom woon, maak dat ek en jy vanmôre verklaar, ek is die plek waar God regeer. Dit is waar die koninkryk van God is. Die plek waar God regeer, met ander woorde, ons val nog onder die teokratiese bedeling. En dit is wat gebeur het met Saul. Toe die volk sê, maar al die ander volke om ons het konings, maar ons het nie koning nie. Hulle het vergeet van die God wat hulle in Egipte uitgelei het. Hy het vergeet van die God wat hulle in die woestyn voorsien het, alles. Hulle vergeet van Morier geval. Hulle wil 'n koning hê soos die ander volke, want hulle wil ook hulle stem verhef om iets te sê ten spyte van wat God wil hê. En ons sien dit reeds in die woestyn gebeur. Toe Moses opgaan op die berg om die tafelstok te kry, toe hy afkom, toe daar Aaron 'n goue kalf gebou. Met ander woorde, wat is die wil van die volk? Dit was nie dat God by hulle regeer nie. Hulle wil iemand anders doen. Hulle wil die invloed van mense om hulle gehad het, in plaas dat hulle God se wil in hulle lewe wil gehad het. En dit is hoekom ons eie wil is verskriklik gevaarlik vanmôre. As ons daardie opstelling maak en sê ek is 'n kind van die Here. Hy is deur die Here aangewys, Saul, as koning toe hulle versit. Toe Samuel by die Here klaar sê, Here, maar ek is hartseer oor hierdie saak, dat hulle 'n ander koning wil hê. Toe sê die Here vir Samuel, is nie jou wat hulle verwerp nie, is my as wat hulle koning, God van Abraham, Isak en Jakob wat hulle verwerp. Dan word ek en jy die woord van God nie aanvaar nie, dan verwerp ons God eintlik, want hy sê die hele skrif is deur God ingegee, ons te leer, ons te lei, vir die volmaakte werk waarvoor hy gestel het. En daarom is dit, hy het Saul aangewys as koning, maar hy het ook koning Saul verwyder as koning, omdat hy nie gedoen het wat hy wou doen. En tussen hierdie koningskap en die verwerping wat plaasgevind het, vandat Saul aangestel het totdat God vir hom gesê het, jou koningskap is van jou afgeskeer, les Saul se sondes, sy eie wil eintlik, dit wat hy wil gedoen. Hy hou van die besien. En as jy dan kyk hoe Saul gekies het, hy wou nie koning geword, hy het tussen die pak goed weggekry. Hy was 'n man van formaat, hy was mooi van aansien, en almal het na hom opgekyk en almal het geweet, dit is die koning. Met 'n ander woord, hy het guns gehad, met ander woorde, hy het tipies geval in die profiel van 'n sterk demokraat, wat die mense graag wil hê. Hulle het verby hom gekyk, hulle het nie verby hom gekyk nie, hulle het net hom gesien, en nie God gesien nie. En daarom kruip hy weg, hy wil nie koning wees nie, maar God het dit vir hom gegee. Hy het die volk se wil het hy in berekening gebring. En vir baie van ons sit vanmôre hierso. Baie keer dink ons het van die Here af iets ontvang, dan werk dit nie vir ons uit, dan wonder ons hoekom. En ek het vir u so 'n tyd terug vertel van 'n vriend van my, wat 'n voertuig wou gekoop het. En toe ding Belly afgaan, toe vra hy vir my, "Weet maar hoe werk dit?" Toe sê ek, "Jy onderhandel nie met die Here nie. Jy vra vir die Here, en as hy sê nee, dan is dit nee. As hy sê ja, dan is dit ja, dan sal hy sorg."
maar jy bid nie en dan forceer jy dinge in 'n rigting nie. Dit is gewoon baie belangrik is vanmôre dat ek en jy op 'n plek sal kom, dat ons sê, Here, wat is u wil in my lewe? Here, ek wil my wil onderwerp aan u wil. Want jy is net dit. Ons kan maklik sê, maar ek wil nie. En 'n kleintjie, is 'n kleintjie. Geef hom iets om te eet van hy wil nie. Hy spoeg het uit, hy wil nie. Hy sê vir jou, ek wil nie. Dis hoe ons moet hulle leer om dit te eet. En dis dieselfde met die woord van God. Baie keer ons skop ons in die prikkels. Dit wat in die woord van die Here staan. Maar ons moet leer om hierdie vaste spys. Hy sê vir ons in Hebreërs 5, vanaf vers 12, van wie hierdie tyd behoort julle al leraars te wees, nie wat Sondag aand hier was. Sal sê dit gehoor. Van wie hierdie tyd behoort julle al leraars te wees, maar ons nog steeds nodig om julle met melk te doen. Julle behoort al die vaste spys te doen. Maar ons moet weer die beginsels oorleef. Dan sê hy in hoofstuk 6 van Hebreërs, wat is die beginsels? Die bekering van sonde en die dood en die gedoop en die handoplig. Met ander woorde, daar is die vertrekpunt, maar ons kan nie altyd daar bly nie. En dit is dieselfde wanneer iemand sê, hy gaan Kaap toe, bietjie toe, en hy ry volgende week gekry, en dan sê, waar gaan jy dit? Ja, ek gaan Kaap toe. Nou oor 'n week of 3 kry jy nog steeds, waar gaan jy? Ek gaan Kaap toe, maar hy vertrek nooit nie. Hy gaan nie by die Kaap uitkom nie. Ons kan nie by die bad van wedergeboorte bly nie. En dis wat Paulus vir ons in die boek van die Hebreërs hoofstuk 5 sê. Hy sê, van hierdie tyd behoort julle al leraars te wees, vaste spys moet julle eet. En hoekom ons kom nie by die vaste spys nie? Want ons daai eie wil wat ons wil afdwing en dit wil vergelyk met die woord van God. En ons kan nie dit nie, ons mag dit nie doen nie. Saul, weet ons, is deur Samuel gesalf. In hoofstuk 10 lees ons dat Saul deur Samuel gesalf is as koning. En nadat Saul deur Samuel gesalf is, roep hy ons vergader by Mispa, by een. En dis wat ek vir julle gesê, daar kry ek ou Saul weg, agter die pak goed weg. Maar ons lees in Samuel 13 vers 9, hoe Saul eie handige offer gebring het vir Samuel, wat hy Samuel moet wag. Want hy sê, gaan na Gilgal toe, en gaan wag daar vir my. Hy sê dit in 1 Samuel 10 vers 8, gaan na Gilgal toe, en gaan bring vir my, wag daar vir my, en as ek daar vir die 7de dag sal ek 'n offer bring, alvorens jy die eeuws trek. En dan lees ons in hoofstuk 13, dat vers 9, dat hy self, hy wil nie meer wag nie, want hy sê die manne het ongemaklik geraak, hulle begin onder mekaar mompel, en toe bring hy maar self nie. Met ander woorde, hy het buite die rangorde van God opgetree. En dit is baie belangrik dat ons vanmôre sal besef, God het ek en jou elkeen geplaas met 'n gawe en 'n bediening. En hy sê vir daardie gawe is onberoulik. As Romeine 11 vers 29 gaan kyk, dan sê hy, die gawe is onberoulik. Met ander woorde, die gawe wat God vir jou en vir my gegee het, hy het nie spyt daaroor nie. Inteendeel, hy behaag daarin as ons dit beoefen. Maar as ons dit nie beoefen nie, gaan ons eendag rekenskap gee van dit wat hy vir ons gegee het om te doen. Nou, gawes is nie om te sing en te speel, 'n instrument te speel nie. Gawes is nie om te kan praat nie. Gawes is ook om te kan bemoedig. Gasvryheid is ook om te bemoedig. Om mense te troos wat hartseer is ook 'n gawe. Om vriendelikheid is ook 'n gawe. En so kan ons aangaan. Daar's hordes van dit. Die vraag is, doen ons dit? En ek is eerlik, ek moes by Rina uitkom en die swakpunt is om na ons hospitaal toe te kom. En ek geweet dat ek daar kom, gaan ek net wees wat ek was. Ek geweet dat ek moet doen. My vrou wat ek operasie het gesê, gaan tel hier. Dit was my erg geweest, maar weet jy wat? Dis nie my wil, dis God se wil. En ons moet doen wat God wil doen. Saul, hy doen wat hy wil doen. In hoofstuk 15, sy Saul wederstrewigheid net verder eskaleer, toe hy namelijk Kieke moet verslaan met die manvloed. Die resultaat daarvan was dat hy sy koningskap daar weer sou verloor. Want hy gaan en hy tref nie die Amalekiete met die manvloed. Nou gaan sit 'n bietjie mooi en dink, en ek het hierdie week 'n bietjie daaroor nagedink.
Wat die bandvloek betref, as 'n koning 'n opdrag kry, hy moet 'n stal op die Amalekiete tref die bandvloek. Het hy man, vrou, kinders, diere, alles doodmaak. Nou, daar's 'n paar voorbeelde op gedagtes rondom dit. Een is dat jy mag nie, veral met die konings wat daar was, het hulle dit graag gedoen, want miskien is daar van die nageslag wat sal terugkom en hulle sal breek op jou om en hulle familie. Maar in God se geval was dit, en luister mooi, dit was tipe van 'n offer wat God gebruik as 'n gehoorsaamheidsoffer. Vernietig alles. Vernietig alles. Selfs die koning, dat daar niks kan oorbly nie. En Saul het hierdie opdrag gehoorsaam. Hy het die sonde, sy eie wil, het hy gehoorsaam. Hy wou nie aangaan en hy kom mooi verskoning, want weer eens sien ons hoe hy die Amalekiete moet aanval en hulle nie allemaal op die lewe bring. Waar weer God geroep is om die Amalekiete in die bandvloek te trek, spaar hy van die koning Agag. Nou, die 33 praat van Agag en die ander vertalings praat van Akan. Dis dieselfde koning, is net aan bespelling. Maar hy spaar hom. En hulle spaar die beste van die klein vee. En hulle maak die ander, en dit is waar my offer inkom. Dit wat gebrekkig was, minderwaardig, het hulle omgebring. Nou ek het vir julle gesê, as jy bietjie gaan navors, dan sê jy sien, dit is indirekte offer wat jy aan God bring as 'n gevolg van gehoorsaamheid. Wat 'n offer het hulle dan aan God gebring? 'n gebrekkige offer. Is dit nie wat ons partykeer doen op ons eie wil nie? Ek bring aan God 'n gebrekkige offer, want God sê vir my, doen dit so, dan doen ek dit so, want ek dink dit is beter. Dit is 'n gebrekkige offer. En toe Samuel daar kom, en hy roep hierdie Samuel, hy sê, wat 'n gewilk van vee is dit? En eerste wat hy sê, is die manskappe. Want oor Adam en Eva in die tyd van Eden, hier sal weer. Dis nie ek nie, dis die vrou wat jy my gesê, die vrou sê nie, dis nie ek nie, dis die slang wat in die tyd was. Dis nie ek nie, dis die manskappe wat hulle gebring het. Met 'n gedagte, goeie gedagte, rein gedagte, om God 'n offer te bring, van die beste. Maar ek vanmôre vir jou sê, jy kan die beste vir jou bring, vir die Here. As dit nie uit jou hart uit is, beteken dit absoluut niks. En daarom sê ek ons plek, is gehoorsaamheid nie beter as offerhande nie. En daarom gehoorsaamheid beteken, ek gaan doen wat God wil sê, en hy gaan my seën dat daar offerhande gaan wees. So my gehoorsaamheid is belangriker as wat ek in daardie geldsakkie gooi. My gehoorsaamheid is belangriker as my betrokkenheid in die kerk. My gehoorsaamheid is belangriker as wat ek mense bemoedig het, sonder dat ek God se inspraak in my lewe het. As ek met iemand moet deel, omdat God se liefde in my lewe is, dan moet daardie persoon sê, by ek nie wegstap. Dan moet hy ervaar, maar ek ervaar liefde, ek ervaar gemoedsrus, ek ervaar 'n kalmte in my binneste, want ek het iets in iemand ontmoet, wat iets anders in my binneste het. 1 Samuel 15 vers 23 sê, omdat jy die woord verwerp het, het ek jou as koning verwerp. Sit vir my Hosea 4 vers 6. Wat sê Hosea 4 vers 6? Nou kyk ons ver gaan ek terug. Hy sê, as dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Gaan vers, wie Hosea nie, Hosea nie. Hosea. Hosea. Sorry. Hy sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat hy die kennis verwerp het, sal ek jou verlaat. Luister maar verder wat sê.
sê sodat jy maar die priester al is op die hou net ons. En laat jy Petrus wat laat net dit word. Hy wou dit nie, dit is. Ek weet al weggaan. Dat Petrus Petrus 2 vers 9. Hy sê sodat julle nie die priesterlike ambt sal bedien. Hoor wat is jy en jy? Hy sê maar julle is al uit 'n koning geslag. 'n Koninklike priesterdom. Hoor jy nou wat ek vir jou sê? Jy en ek is 'n koninklike priesterdom. 'n Heilige volk as eiendom gekry. Te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Hy verwys vir ons terug na Eksodus 19 vers 6. Daaroor hy sê dat julle nie die priesterskap sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Anderwoorde, omdat jy die woord in jouself het, hoe kan jy jou kinders leer? Om te regverdig wat verkeerd is. Maar die woord van die Here ons leer om te regverdig dit wat hulle verkeerd doen. Self, ons moet nie so eng wees met die Bybel nie. Ek wil vanmôre vir jy sê, ek en jy hemel toe wil gaan. Dan is daar baie skade aan ek en jou vanmôre. Dan is daar baie werk aan ek en jou vanmôre. As ons regtig eerlik moet wees vanmôre met onsself. Hy sê die volgende vers 7, hy sê, kom ons kyk wat sê. Hoe meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle my teen my gesondig. En ek sal hulle heerlikheid en skande verander, vers 8. Hulle lewe van die sondoffer van my volk en na die ongeregtigheid vra hulle gesien. Daaroor daar gaan 'n tyd kom wat hy sê genade onttrek almal. En ek en jy sal spyt wees oor daardie lewe. En daarom is dit so belangrik, hy sê vir ons, omdat jy my woord verwerk het, sal ek jou verwerk. Met ander woorde, jy as ouer weet, as jy vir jou kind opdrag gee, dan verwag jy van jou kind om na die opdrag uit te doen. Is ek reg? Ja, is ek reg? Ja. Wie is daar wat nie van sy kinders verwag? Amper dit. Ons verwag van ons kinders sal wat gehoorsaam wees. Maar hoekom verwag ons nie om God gehoorsaam te wees? Hoekom is dit maar alright as ons dit nie doen nie? Hoekom is dit alright as ons ignoreer wat die Here vir ons sê? Hoekom is dit maar goed dat ons nie bid nie? Hoekom is dit maar goed dat ons nie die Bybel studeer nie? Hoekom is dit maar goed dat ons nie die onderlinge byeenkomste nalat nie? Hoekom is dit maar goed dat ons nie luister as die Here ons wakker maak om vir iemand te bid nie? Is dit nie maar wat ons as ouer van ons kinders verwag, maar as ons Hemelse Vader dit van ons verwag, dan is dit nie meer belangrik nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, kind van God, ons loop op baie dun ys vanmôre, want my eie wil is belangriker as God se wil in my lewe. En daarom sê hy vir ons in 1 Samuel 15, hy sê vir ons, hy sê, wederstrewigheid is 'n sonde vanmôre. Omdat jy die woord van die Here verwerp het.
sal ek jou verwerp, sy boodskap vir ons. Samuel het die oordeel oor homself afgekondig. Dit was die laaste ontmoeting in Samuel hoofstuk 1 Samuel hoofstuk 5 vers 23. Dit was die laaste keer wat Samuel en Saul as koning en profeet ontmoet het. Dit is hoekom dit belangrik is, dat ons moet pas op dat die stem van God stil raak. Laat ek weer terug gaan, verskoon vanmorgen, want my gedagte aan het verskriklik rol vanmorgen met hierdie gedagte. Dit is glad wat ek in gedagte gehad het, wat ek dink dat ek moet nou uitkom. En Samuel hoofstuk 3. Gaan vanuit in Samuel hoofstuk 3 toe, maar vanaf vers 1. En dan gaan ons, hierdie stuk kom by my nou op. Vers vra, hoe sterk is jou eie wil en my eie wil? Hy sê die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, die profeet. En hier is die ding. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. Wanneer laas het ek en jy die stem van die Here gehoor? Wanneer laas? Want daar is toch 'n profeet. En hierdie jong seun bly in die tempel saam met Eli, die profeet. Want sy ma het 'n belofte gemaak, as jy my seun gee, sal ek hom vir u afsonder. En as jy daardie hoofstuk verder gaan lees, dan sê elke jaar het hulle opgetrek in die huis van die Here en vir Samuel 'n groter mantel gegee. Maar gaan vers 2 toe. Hy sê, in die tyd, dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Vers 3. Toe die lamp van God nog nie doodgegaan nie, want vroeë oggendure, en Samuel lê in slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was. Waar het hy geslaap? In God se teenwoordigheid. Hoor jy wat ek vir julle sê? Hy het in God se teenwoordigheid het hy geslaap. Hy het nie gaan inklim en sê ek is moeg nie. Hy het gaan slaap waar dit belangrik is, waar hy God kan ervaar en kan beleef. Hy sê vers 4. Hy sê, en die Here na Samuel geroep. En hy het geantwoord, hier is ek. En vers 5. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep, jy gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê, en hoor wat sy vers 6. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan, en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. My seun gaan slaap maar weer. Vers 7 sê, want Samuel het die Here nog nie geken nie. Wat het Samuel van die Here nog nie geken nie? Hy was nog nie geletterd in die woord van God nie. Hy was nie geletterd nie. Abraham, toe die Here hom sê, trek uit. Toe was hy nie 'n Christen nie, hy was 'n sonaanbidder geweest. Want sy hart was reg geweest in dit wat hy geglo het. Hy het op 'n regte hart gehad. En God sien hierdie hart van Abraham is so regtig. En hy sê, met hierdie man sal ek 'n nageslag kan bou. Uit hierdie man sal ek vir 'n volk kan kies wat my sal dien en eer en wat ek wat kan doen. Dieselfde ervaar ek met Samuel. Hy het die woord van God nog nie geken nie. Hy sê, maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. Met ander woorde, wat ek kennis te gaan. Hy het geen kennis gehad nie, maar as hy opregtheid van sy ma en die opregtheid van sy hart voor God het die verskil gemaak. Vers 8, hoor wat sê. En die Here het Samuel weer geroep vir die derde maal. En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep. Ek sal jou loof wees, as God nie met my wil praat, wil met ander praat. Ek sal dit nie kan hanteer as God nie met my wil praat nie. En sy deur sy woord maak nie saak wat nie.
Maar om dit te voorkom, met my eie wil vanmôre begrawe word vanmôre. Jesus, ek wil in my Here se wil. Ek wil hê ons nog 'n vers verder gaan met daai gedeelte. Dit was nog glad nie deel van die boodskap nie, maar dit is wel net iets ekstra wat ek stel. As jy daarop sê hierdie vir Samuel, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek, Here. En wat sê jullie vir hom? Want die knegt hoor. Dadelik bemagtig Eli vir Samuel. Deur te sê, Here, spreek, die knegt hoor. Want die Samuel geloof, en op sy plek gaan lê. Vers 10. Toe die Here gekom, gaan staan, en geroep so die Here, Samuel, Samuel. Samuel antwoord, spreek, want die knegt luister. Jullie bemagtig hom. En toe die Here met hom weer spreek, toe sê hy, en bevestig hy, die knegt luister. In ander woorde, hy sê, ek is beskikbaar. Dis nie by my eie wil, want dit wat die ook het vanmorgen. En dit is vanmorgen maar so belangrik, dat ek dit vanmorgen by die thuis bring, dat hy daardie gedeelte, ek dit Saulus 3 voorhand, wat belangrik is, kom ek en jy nog op 'n plek, as die woord van God hoor. En dit is 'n desperate poging wat Saul aanwend, Samuel vir hom sê, hoorie, omdat jy ongehoorsaam was, gaan ek die koningskap van jou wegskeer. En toe Samuel wil wegstap, toe skeer hy 'n stuk van Samuel se mantel af. En Samuel gebruik dit as 'n voorbeeld sê, omdat jy, sodat jy my mantelstuk geskeer het, so sal God sy koninkryk van jou al wegskeer. Maar dan lees ek iets interessant. In 1 Samuel 15, wat die Here sê. Hy sê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het. Want hy het van my afvallig geword en my woord nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Alle woorde, die Here sê, ek het berou dat ek Saul koning gemaak het. Daar dieselfde gedagte kry ek in Genesis 6 vers 6, waar die Here sê, van Adam en Eva, toe hulle gemaak het, toe sê hy, het die Here berou gehad dat die mens die aarde gemaak het. En daar was smarte in sy hart. Nou, kom ek wil verduidelik. Die Here het nie berou nie. Hulle verwys na menslike eienskap in die Bybel as antropomorfose. Julle kan dit vergeet, moenie worry daaroor nie. Al wat dit is, omdat God nie 'n mens is nie, kan ons nie mense gedagtes op God se gedagtes verstaan nie. As hy praat die oog van God deursoek die wêreld. Dis nie fisies sy oog wat die wêreld deursoek nie. Sy gees gaan deur die wêreld. Maar vir ons om te verstaan, die aarde is sy voetbank. Dit is regtig sy voet nie. Dis antropomorfose wat verwys na die menslike liggaam wat ek en jy kan verstaan, om 'n begrip van God te kry. So as hy sê God het berou gehad, kom dit eintlik net daarop neer. God was eintlik hartseer geweest, omdat die mens ongehoorsaam was. En omdat Saul ook ongehoorsaam was. Omdat Saul sy eie wil gedoen het. Omdat Saul nie gereageer wat Samuel gesê het. Want God werk deur sy profete. Luister maar wat ek sê, hy werk deur sy profete. God werk deur mense wat hy aangestel het. En ons kan maar kyk, daar waar profete, een van Filippense 15:16, wat lees by die huis. Hy sê party doen, preek die evangelie tot hulle eie voordeel, ander tot nadeel van die evangelie. Hy sê ewig, ja, wat maak het saak, solank Christus verkondig word. En dan word hy sê, daar is mense wat hulle die gedaante van God saligheid, maar die krag daarvan het hulle verloor. En dan word hulle lyk reg. Hy sê vir ons, die duiwel kom as 'n engel van die lig. En ons moet die gees van God in ons hê, om te onderskei. Anders dan gaan ons 'n bloukie loop, en ons gaan ons saligheid kwytraak. En daarom is dit vanmôre belangrik, dat ons sal verstaan, dat God is ernstig met ek en jou vanmôre. Die feit dat ons, die baie mense by die mannekamp is miskien 'n goeie ding ook,
maar hulle kry goeie boodskap wat vir hulle van belang is. Maar vanmôre sit ek en jy in hierdie kerk, omdat hierdie boodskap spesifiek vir ek en jou is vanmôre. Die mens is 'n vrye verantwoordelikheid gegee om self te kan kies wat hy wil doen. En God het nooit daai vrye wil by die mens weggevat nie. Want hy wil nie marionette hê nie. Hy wil nie robots hê nie. Hy wil man en vrou hê wat hom in gees, siel en in waarheid aanbid, wat hy sê vir my Romeine 4, vers 23 en 24 op. Hoor wat sê die origineel. Romeine Johannes 4. Johannes 4. As jy dit as jy maar daar kom ek hier in besluit. Wanneer die ware aanbidders die Vader en Gees die waarheid sal aanbid. Die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Hoor wat sê vers 24. God is Gees. Die wat hom aanbid, moet Gees en waarheid aanbid. As hy praat van die Gees van God, hy praat van die oog van God, hy praat van die voet met die regterarm van God, dan het hy ons vir die mens doen, sodat ons begrip reg kry. En dit is so belangrik vanmôre dat ek dit lees. Ons kan net God betroep as ons ongehoorsaam. Daarom vra Samuel hierdie vraag. Is gehoorsaamheid nie belangriker as offers? Is dit nie belangriker om gehoorsaam te wees aan die Here nie? En Saul kom en hy sê, Here, ek het gesondig. Maar sy belydenis was oppervlakkig. Dit was nie uit sy hart uit nie. En Samuel gebruik hierdie beeld as wat hy sê, net soos die Here die koninkryk van jou afskeer en aan iemand anders dit gee, soos die in my hand opgee, sal ek die koningskap van jou ook afskeer. En vanmôre is die vraag is, wat doen ek en jy? Hy maak die huis skoon met Saul. Hy vat hom uit die pad uit. Saul se belydenis was nie opreg. Want hy sê, en dan lees ons die geskiedenis verder, en die gees van God het Saul verlaat, en 'n bose gees het Saul opgehou. En daarom vra baie mense, maar hoe kan die Here 'n bose gees stuur? Al wat gebeur, hy het sy gees onttrek van Saul. So wat ons in 1 Samuel hoofstuk 3 gelees het, wat hy sê, die woord van die Here was skaars in die tyd van Eli. So het God hom net onttrek van Saul. En jy weet, as ons die lig hier so uitvat, ons pomp dit uit, pastoraliese boodskap, wat niks geskied. Iets moet in die plek vul. Dan word daar kan nie 'n vakuum bly nie. Vakuum het die eienskap om dinge in te suig. Nou ek lees met na Matteus 12 vers 43 gaan. Want wat gebeur toe God sy gees onttrek van Saul? Kom daar 'n ander gees binne in hom. Hy sê maar nou, mooi voorbeeld, en wanneer die onrein gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Die volgende vers. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis. Hoor wat sê hy? Ek sal teruggaan na my huis. Waar? Na my huis. Waar ek vandaan kom. Na my huis. Waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgevee en versier. Vers 45. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste, slegter as hy self, met hom saam. En hulle kom en woon daar. En die laaste van hierdie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Wat het gebeur met Saul? Miskien is wel die verhaal uit half van sy sinne afgeraak. Hy so desperate poging, tot hy na die ekstreem toe gegaan het, met Saul gekom. En
dat hy gehoor wat, en hy bely voor Samuel, die Here praat met my, wat moet ek doen? En waaroor gaan dit? Wat is vers 19 gelees, weerspannigheid en eiesinnig, beklemtoon dat iemand sy eie kop volg, en doen wat verkeerd is in die oog. Hy kom van en sê, waar is 'n verwerker vir die Here, Saul verwerk die woord van die Here, en nou verwerk die Saul. Dan gaan dit hier om Saul se amp, en nie om as mens nie. Hy sê, Johannes 4 vers wat ons nou gelees het, God soek mense wat op gees en waarheid wat hy doen is my. Want God is gees. En hy soek 'n ryk plek om te woon. Hy soek nie 'n plek wat ons wil heers. Hy wil heers in ons lewe. Die vraag is vanmôre, het ek en jy 'n ruimte in ons lewe vir die Here? Of is my wil nog belangriker as God se wil in ons lewe? Ek gaan nie nooi om te staan sal word, maar ek gaan die uitdaag om uit te gaan en te gaan dink oor hierdie gedagte. Wie se wil leef ek en jy? Saul het die geleentheid gehad, want hy was 'n magtige koning gewees. Maar omdat hy God nie geken het in sy dae nie, was hy bang om die Filistyne aan te vat. En moes Saul die koning Dawid, wat nog nie koning was, 'n jong man, moes hy die reus Goliat kon doodmaak. Saul het net aan een kant gesit en aanskou. Hy was deel van die geveg. In die opsig dat hy net gekyk het, want Dawid was in die geveg. En as ek weer vanmôre sê, ons wil onderwerp aan God se wil, dan gaan ons deel wees van die geveg. My gebed vanmôre is, dat as ek nie enigiets wat ek doen, sal afsluit met die Here. Nie soos ek wil nie, maar soos U wil. As alle die tot sin, net soos U wil, Here, voor my naam. Altyd U wil ons wees. Altyd kom stil. Here, baie dankie vanmôre, ons die woord kom deel agter word vanmôre, Here. Here, dankie dat ons vanmôre weer kan stilstaan, dat ons hande eie boesem kan steek vanmôre. Here, ons wil net rondkyk na ander mense, Here, wat nie gesterk van my, ek weet nie gesterk van ander ook. Maar ek het 'n saak om met U uit te maak. Here, vanmôre word al diep in my boesem steek. Here, is al ongeregtigheid is. Dat ek soos 'n saam kan sê, Here, spreek U diensknegt luister. Here, want ons leef in 'n tyd, daar is soveel profeseë, maar soveel is ver van die teiken af. Die profeseë gaan oor rykdom, dit gaan oor voorspoed, maar wat gaan oor heiligmaking? Wat gaan oor die wederkoms? En wat gaan oor ons onderwerping aan die gesag? Waarom vra ek, Here, wees ons genadig? Here, wees ons genadig, Lord. Here, dat elkeen wat vanmôre in U gebou is, Here, dat U die naprediker in elkeen se hart sal wees. Dat hulle bewus sal wees dat U te ontmoete met ons gehad 'n afspraak met ons. Ja, ons sit vanmôre dalk in 'n posisie soos 'n Saul wat voel ons is in beheer. Here, maar as ons gehoorsaam aan dit wat U sê, of voel ons tevrede met ons offerande, maar ons gehoorsaamheid uit gebrek. Wil ek vra, Here, vergewe ons. Here, help dat ons nie na ander kyk nie. Wat so Samuel daar in Hoofstuk 3 was, hy het onderwerp aan Eli, alhoewel die woord skaars was. En
en alhoewel hy die woord nie geken het nie, selfs die stem nie geken het nie, Here, maar hy oomblik gewaar het toe dit aanbreek, toe Elia hom bemagtig, dat die Here spreek, die diensknegt luister. Here, kan ons vanmorgen op 'n plek kom, wat ons kan sê, Here spreek, die diensknegt en dienstmaagde luister, om te doen wat die wil doen. Vra dit op die Here, en die groot en die verklaar by Jesus Christus. Ons sê die dag nog. Maar ek het wat op pastoor wil ongeveer, ja, ek geloof dit die dag nog. Mag die Here ook dan vanmôre sy woord seën. Dat ons ook dan vanmôre sal geluister het wat die Here deur sy woord met ons elkeen praat op 'n kosbare manier. Het vanmôre iets moois agtergekom. Pastoor Kiewit voorberei vir die woord soos wat die Here dit op sy hart lê. Maar tydens die diens neem die Here vir pastoor Kiewit op die weg van die woord soos wat dit moet wees. En ons is dankbaar daarvoor. Ek gaan vra dat die helpers asseblief vir my na vore sal kom en vir my die tafel sal kom oopmaak asseblief. Ons dank die Here ook vanmôre dat ons dan nog die voorreg het om in sy woord te mag wees en dat ons ook vanmôre tyd in sy woord mag spandeer, dat ons ook vanmôre nog die voorreg het om van die tafel gebruik te mag maak. Ek lees vir die paar skrifgedeeltes vooruit Johannes 6 vanaf vers 47. Voorwaar, ek sê vir julle wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Dit is die brood wat in die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat in die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. My vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. En ek laat my dink aan die laaste aand, voordat Jesus verraai is, waar hy ook saam met sy disippels aan die tafel gesit het, en die brood gebreek het, en dit vir hulle gegee het. Waar ons ook dan vanmôre die voorreg het, om aan die tafel van die Here te mag sit, en deel daaraan te mag hê, en te kan terugdink dat Jesus Christus vir u en vir my sondes gesterf het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre kan weet om stil te raak aan die tafel. Jesus, dat ons vanmôre kan terugdink aan die kruisiging waar U vir ons elkeen ingetree het, waar U ons se sondes vergewe het, Here, en waar U deur die woord met ons elkeen spreek, Here, dat ons van U bloed moet drink en van U brood moet eet, want dit is waarlik spys, en dat elkeen wat daarvan eet, die ewige lewe sal ontvang. Maar ek vra in Jesus naam vanmôre by hierdie tafel, Here, dat U ook op 'n besondere manier elkeen vanmôre sal aanraak wat die brood en die sap gaan nuttig. Here, dat dit nie net vanmôre gewoonte sal wees nie, maar dat dit 'n boodskap sal wees, Here,
van die ewige lewe wat U vir ons gee. Dat as ons daardie brood eet, Here, dat ons sal dankie sê. As daardie sap sal neem, dat ons sal dankie sê. Dankie vir die genade en dankie vir die liefde. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Hierdie is nie die tafel van die gemeentes van Christus nie, hierdie is die tafel van die Here Jesus Christus. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Ek gaan vir u vra dat as die brood by u kom, dat u asseblief elkeen net 'n stukkie sal neem, want die Here sê in Johannes, dat ons vir almal moet wag, dat ons saam met mekaar moet eet. I'll speak the name, 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough what happened today? I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of authority, declaring blessings, every promise is faithful to keep. I speak the name no way could ever know. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside will flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. Come receive So dalk enige iemand wat oorgeslaan is met die brood, kom ons staan saam. Kom ons eet saam. Mag maar sit by jou. Net so ook die beker na die ete met die woorde, die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek gaan vir die vra die wat graag van die beker wil gebruik maak, asseblief die hand sal opsteek en jy sal bedien word die beker. En dan as die kelkies by jy kom, dan mag jy maar die sap gebruik en dan net ons die kelkies na die kant toe stuur asseblief, laat dit van agteraf opgeneem sal word.
Mag die Here u ook seën met die gebruik van die saak. I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek it. Pray this for you. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough what happened today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of all authority. Declaring blessings, every promise. He's faithful to keep. I speak the name no way could ever harm. He is greater, he is stronger, he's the God of possible. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, Jesus' name. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside would flee. In Jesus' name, I pray that a breakthrough. Is daar dalk enigiemand wat oorgeslaan is met die beker of met die kelkies? Voordat ek gaan vir pastoor Lorraine vra om vir ons gebed te doen oor die tafel, wat ek net graag vanmôre vir elkeen bemoedig. Ons het vanmôre baie groot voorreg gehad om weer deel te hê aan hierdie tafel. Daar's baie mense wat daarna sal verlang om ook deel te hê aan die tafel. Daar's baie mense wat ook nie deel wil hê aan die tafel nie. Maar dit is waar ons verlossing is. Dit is waar ons redding is. Dit is waar ons ewige lewe in Christus is. Want die Here sê dit vir ons in sy woord. Gebruik dit tot my gedagtenis. En ons dank die Here ook dat ons vanmôre in hierdie gemeente, in hierdie Suid-Afrika nog die geleentheid het om deel te hê aan 'n nagmaaltafel. Dat ons dit nie net as 'n gewoonte sal ervaar of sal ontvang of sal beleef nie, maar dat dit 'n tyd is in die Here se teenwoordigheid in die bediening van die woord ook, dat ons dit sal ontvang wat die Here met ons elkeen deel. Soos aan pastoor Kiewiet hulle gesê het, dat die saad in vrugbare grond gesaai sal word, dat daar groei sal wees, dat daar herstel sal wees, dat ons op vaste spys begin leef en daarmee sal ontvang. Want die Here sê hy sal vir ons gee die wat soek, en ons soek meer van die Here Jesus Christus. Pastoor Lorraine, die Heilige Gees se teenwoordigheid nou hier, sy is op die fonds die tafel dank. Ons wil net vra of Rina vir ons sal vorentoe kom. Ek voel op die Here lê dit op my hart, dat ons vir haar bid, ook vir beskerming, en dat elkeen van ons hande sal uitstrek na haar toe, en dat die Here haar sal beskerm, en enige sielkundige geestelike ding wat haar op haar mag sit. Vra die Here om ons saam te doen.
Julle ons lees in die boek van Job. Dankie Here. Hierdie vyand wat ook sy verskyning daar maak. Ja, En hy begin Job aankla. dankie Here. En dan maak hy die beskuldigings wat hy sê Job sal niks oorkom nie. Want U hom skud hom van voor, van agter en van alle kante af. En dit is sy geregtigheid wat gemaak het dat U hom bewaar beskerm. En Here, so bid ons ook vanmôre vir Rina. Here, dat U haar sal beskud rondom, Here. Here, maar nie net rondom nie, maar oral bo en onder, Here. Here, enige aanslag van die vyand wat op pad sit is, dat hulle sal wegdraai. Hulle sal sê, maar daar is 'n helder lig wat om ons skyn, wat ons nie kan penetreer nie, dan weet ons, dis die salwing van God wat op haar is, Here. Here, wat ons het vanmôre gehoor, hierdie liggaam is 'n tempel. Ons gehoor vanmôre teokrasie, Here, dat dit is die plek waar God regeer. Here, daar's nie ruimte vir iemand anders om te regeer in hierdie liggaam as juis met U, Here. Here, daarom vra ek, Here, beskerm U eiendom, Here, want sy behoort aan U, Here. Beskerm U blyplek in haar, Here, want dit is waar U woon, Here. En daarom vra ek, Here, herstel hierdie liggaam, Here, van haar groentjie tot by haar voetsool, Here. U woord sê vir ons in Jesaja 3:5 deur die wonder het daar vir ons gelees en kom ons spreek met reeds uit as dit wel is, Here, wat geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat loop. En 'n bewys van dit ons nie sien, Here, ons vertrou U. Ons glo en ons vertrou môre, Here. Want ons weet U is 'n waarmaker van die woord wat ons sê. Ja, 14:14 wat julle vra, en my dan dit sal ek vir julle doen, Here. En dankie dat ons hande op haar kan lê. En die seëning die saam op haar aanbid, Here. En Here, daar waar sy haar voet sal neersit, wat die Here sê, dat U dit graag besit sal gee, vir eer van U heilige naam. Ons vra dit U om ons te doen, Here, maar ons weet U sal op pad graag gelyk maak. In die dorre woestyn sal U fonteine laat oopbreek. In die dale sal U opvul aan haar gelyke pad is, Here. Want U het 'n belofte aan haar gemaak, dat as sy haar verkeer en laat dood, dan sal U vra sorg, Here. En daarom wil ons dit môre na U toe bring en sê, Here, ontvou haar met U liefde, U genade. En kosbaar naam van Jesus, en sê U daarvan. Amen. Ons wil U dankie sê vir die goed, vir die grootheid. Here, dankie vir die volmaakte offer wat U ons het geoffer. Here, dis 'n eenmalige offer. Nie altyd keer in die geselle, dit was nagedoen, dit was gereeld gedoen, eenmal 'n jaar as die officer inmaak. Maar dankie Here, dat ons weer die bloed wat U vir ons op Golgotha gestort het. Here, het ons vryheid toegang tot in die allerheiligste. En daarom kan ons sê, Here, reinig ons gedagtes met die bloed. Die bloed wat ons skoonmaak, die bloed wat ons suiwer, die woord wat elke dag ons heilig, Here. Ons bid in die stasie vir U, dank vir daai volmaakte. In Jesus. Amen. Mag ek asseblief vra dat pastoor Reinier vir ons se dank oor die tafel sal doen asseblief. Here, ons sê dankie ook vir die tafel, Here. Dankie dat U daar was om vir ons die volle prys te betaal, Here. En soos wat Hebreërs sê, Here, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nog nie eers sien nie, Here. En daarom in geloof tree ons in, Here, vir elkeen wat vanoggend hierso sit, Here. Ons weet wat is elkeen se behoeftes nie, maar U ken dit. Dat die brood wat hulle geëet het, die wyn wat hulle gedrink het, Here, U sê, U is die brood wat neergedaal het uit die hemel uit. Dat daai reiniging ook in ons sal wees, dat ons sal ons versterk, dat ons tot hierdie reis wat ons besig is om te hardloop, Here, dat ons nie sal moeg word nie, dat ons dit tot die einde toe sal doen. Ons dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Die Here het U elkeen lief en hy sal U seën en U behoed en U bewaar.